Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde maandagoggend en baie dankie vir die voorreg wat ek het om met julle 'n woord te kan deel vandag. In Matteus 22 vers 32 lees ons waar Jesus sê dat God is die Vader van Abraham, Isak en Jakob. God is nie die Vader van die dooies nie, maar hy is die Vader van die lewendes. Nou wat wil ek vir ons sê deur hierdie vers, my boetie en sissa? God het 'n belofte gemaak aan Abraham, dat sy nageslag so groot sal wees, soos die sterre aan die hemel en die sand by die see. Vir Isak was daar 'n groot belofte, vir Jakob was daar 'n belofte, selfs vir Dawid, Joshua, Moses, net om 'n paar mense te noem. En het God sy beloftes nagekom? Beslis. God het nie teruggegaan op sy woord nie. Hulle beloftes is vervul. Nou kind van God, Jesus wil hierdeur sê, dat wat God gedoen het in die verlede tyd, vir Abraham, Isak en Jakob, die beloftes wat hy aan hulle gemaak het, dat hy hulle gehelp het, die Israeliete bevry het van slawerny. Jesus het geluister wanneer Moses praat en sê, maar hulle het nie water nie, en hulle het water ontvang. Hulle het nie kos gehad nie, en Jesus het manna uit die hemel laat val. Kind van God, wat ek hiermee vir jou wil sê vandag is, as God dit vir hierdie mense kon doen, kan God vir jou ook 'n deurbraak bring, waardeur jy op die oomblik gaan. Jy mag dalk frustreerd wees, want jy kry nie 'n werk nie. Jy mag frustreerd wees, want jy weet nie, hoe gaan jy hierdie maand se rekeninge betaal nie. Jy mag frustreerd wees, want dit voel net, daai vriendskap wil net nie uitwerk nie, of jou huwelik is op 'n plek, waar dit net nie, dit is net nie meer wat dit was nie. Kind van God, ek wil vir jou sê, klou vas aan die God van Abraham, Isak en Jakob, want God het vir hulle soveel deurbrake gebring, nou God gaan dit vir jou ook doen. Jy het nie nodig om te voel, maar hoe sal God dit vir my doen nie? God wil dit juist vir jou ook doen, want jy is sy kind. En dis hoekom, ons het nie nodig om te twyfel of God vir ons gaan goed doen nie, en of hy nie vir ons gaan goed doen nie, want as God dit vir Abraham, Isak en Jakob kon doen in die Bybel, vir soveel mense bevry het, soveel mense genesing gebring het, hoekom gaan God dit nie vir jou doen nie? Jy wat dalk voel, jy kan nie meer aangaan nie met hierdie siekte wat jy op die oomblik het. Kind van God, lê dit voor die Here neer, en ek kan vir jou sê, jou siekte mag dalk nie oornag verdwyn nie, maar God gaan vir jou die krag gee, om deur hierdie siekbed van jou te werk. En jy gaan verbaas wees, oor hoe God jou deurdra, hoe God vir jou 'n deurbraak gee. So wat ek vandag vir jou wil sê is, klou vas aan ons hemelse Vader, en weet net, wat hy gedoen het in die verlede, gaan hy vir jou ook doen. Jy moet net vertrou. Kom ek bid vir ons. Here, ek bid in Jesus Christus naam, vir my boetie en sissa wat deur 'n tyd gaan, Here, wat hulle net wil opgee, bid ek dat hulle sal vashou aan hierdie vers, om te weet, U is die God van Abraham, Isak en Jakob. U is die God van dinge wat lewe. U wil nie hê dinge moet dood wees nie. Wat daar dood is in my boetie en sissa se lewe, bid ek dat dit weer sal lewe kry. Blaas weer lewe oor dit in Jesus Christus naam. Gesondheid, finansies, liewe Here, nuwe moed, nuwe hoop in Jesus Christus naam, asseblief Vader. Dis my gebed. Amen en amen. My boetie en sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Sterkte ook vir julle week. Kyk mooi na julleself. Tot môre toe. Totsiens julle.